Welkom by nog 'n koffiekuier. Dankie dat jy saamkuier. Welkom Henry. Dankie. Ons is in Psalm 37 en ons gaan vanoggend weer saam dink oor wat die psalms vir ons leer en hoe ons saam met die antieke gebedsbrief in die Ou Testament die Here loof en prys. Sal jy vir ons lees asseblief Henry? Ek lees uit die 2020 vertaling. Moet jy nie ontstel oor die kwaaddoeners nie, moenie afgunstig wees op hulle wat kwaadwillig optree nie, maar want soos gras verdor hulle vinnig en soos groen plante verwelk hulle. Vertrou op die Here en doen die goeie, bewoon die land en waak oor betroubaarheid. Vind jou vreugde in die Here, dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. Vertrou jou lewenspad aan die Here toe, vertrou op hom en hy sal optree. Hy sal jou geregtigheid soos die oggendlig laat verskyn en jou reg soos die middagson. Wees stil voor die Here en krimp in een van vrees voor hom. Moet jy nie ontstel oor iemand wat sukses behaal op sy lewenspad nie, oor 'n mens wat komplotte smee nie. Moenie kwaad word nie en laat vaar die woede, moet jy nie ontstel nie, dit bring net kwaad. Want kwaaddoeners sal vernietig word, maar wie op die Here wag, hulle sal die land besit. Nog net 'n rukkie, dan sal daar geen goddeloses meer wees nie. Jy sal sy plek dophou, maar hy sal nie meer daar wees nie. Die verdruktes sal die land besit en hulle verlustig in die oorvloed vrede. Ons lees dit so ver vir eers. Ons sê Psalm 37 wat eintlik hierdie twee kontraste het van aan die een kant die wat op die Here vertrou en aan die ander kant die goddelose en daai twee word eintlik die heeltyd teenoor mekaar afgespeel. Ja. En ek dink eintlik moet mens Psalm 73 daarmee saam lees waar Asaf in opstand kom en sê Here, maar hoekom gaan dit die hele tyd goed met die ouens wat sleg doen? Hoekom is daar geen tweens met hulle wat eintlik vir die Here so kwaad is oor die voorspoed van die onregverdig en dan aan die einde wat hy dan kom en sê maar my besef dit is eintlik nie hoe dit is nie. So dit is hierdie twee kante wat die hele tyd in Psalm 37 afspeel. Ja, en dit is 'n belangrike tema reg deur die psalms. Psalm 1 begin ook so, hierdie kontras tussen die goddelose en die mense wat die Here volg. In vers 1 is vir my 'n moeilike een. Moet jy nie ontstel oor die kwaaddoeners nie. Ek het op pad hiernatoe het ek lekker aan die een kant gelag, maar ek het ook baie deernis met die persoon gehad. Ons gerobot is uit en ek is so tweede van voor af en die kar voor my ry en langs my ry daar sommer twee karre so in een stroom en was amper 'n ongeluk en vrou in 'n bakkie, sy skree op iemand en aan die een kant toe lag ek vir haar, toe dink ek net soos jy maak die lewe vir jouself moeilik, jy ontstel net jou eie dag, maar aan die ander kant is dit ook soos, maar dit is nie reg wat daai persoon gedoen het nie, so waar is die balans tussen onreg wat ons moet ontstel en moet jy nie ontstel oor die kwaaddoeners nie, want dit is nie goed vir my eie siel, vir jou eie siel nie, maar ek dink ons almal was al daar, dat ons op iemand ek moet ook sê, ek hang hoe my by die oggend is, partymal sê ek net, maak net wat jy wil, en ander oggende, dan werk ek, maar veral as jy laat is, of jy wil ook kom, en jy wil ook daar gery het eintlik. Ja. Ek dink, die feit is, wanneer ons na die skelms kyk, of die kwaaddoeners, en ons sien hoe goed dit met hulle gaan, dan is daar 'n stuk wens ek was ook daar. Ek wens ek kon ook kry wat hulle kry deur die onregverdigheid. En ek meen ons beleef dit elke dag. Ons kyk na 'n land wat nie goed bestuur word nie en ouens wat die hele tyd besig is met korrupsie en ons sê maar waar is waar word die lyn getrek? Hoekom kom hulle die hele tyd weg daarmee? En die harde waarheid van Psalm 37 is om te sê maar moenie begeer wat hulle het nie. Want wat hulle het, is nie goed nie. En wat hulle gekry het, is nie op 'n goeie manier nie. En ek dink, as mens is dit verskriklik moeilik. Want nie net wil ons hê wat hulle het nie, maar ons wil ook hê daar moet vergelding kom. En dan kom sê Romeine mos, maar dit is nie ons plek om daai vergelding te laat gebeur nie. En dit is daai goue draad in die Bybel wat die Here sal straf op sy tyd, op sy manier, op sy plek. En ek dink dit is die oomblik wanneer ons so vasgedraai word in die wêreld se goed en ek wil ook hê wat hulle het. Ek wil ook regkry wat hulle regkry, wat ons geloofswaardes skeef getrek word.
ek is herinner aan Efesiërs 4 vers 26 wat sê as julle kwaad word, moenie sondig nie, moenie 'n dag kwaad afsluit nie. So dis nie noodwendig verkeerd om kwaad te word. Die Here het ons gemaak met emosies. As ons onreg sien, mag ons kwaad word daaroor. Ons ek dink dit maak die Here ook kwaad, maar ons het 'n keuse oor hoe gaan ons reageer daarop. Gaan ons die situasie in ons eie hande wil neem of gaan ons vertrou in die Here sê die Here gaan vergeld en hy gaan mense hulle gaan eendag voor hom staan. En ek dink ook 'n groot deel daarvan is waarop ek en jy fokus. Dit is soos die algoritmes van sosiale media. As jy mos nou eers iets begin sien, dan hou hy nou aan hierdie goetertjies uitspog. So as jy nou vir hierdie persoon is en jy begin dit kyk, dan hou die algoritme, of as jy teen dieselfde ou is, dan spoeg dieselfde sosiale Facebook, YouTube, whatever, spoeg dan teen dit uit. So dit is waarmee jy die hele tyd jouself voer. Dit is daai van die swart hond en die wit hond en jy kan enige iets uit sosiale media uit regverdig en daar is genoeg mal mense aan elke kant om jou eie malligheid kos te gee. En ek dink baie maal ons raak so vasgedraai in hierdie wêreld. Ons luister die heeltyd nuus en die nuus probeer dit so gruisam as moontlik oorvertel, die moord en die diefstal en wat ook al, dat ons naderhand jou binnekant word sleg. Partymal voel dit vir my ek wil net so bietjie die nuus afsit en is nie om met volstryspolitiek te leef nie, maar so af en toe moet mense sê maar ek het nou genoeg gehoor. Hoeveel keer moet ek nou nog hoor daar's iemand doodgemaak? Hoeveel keer moet ek nou nog hoor die wêreld is korrup? Fokus op die Here en dis wat hierdie Psalm sê. As ons op die Here fokus, dan gaan ons die goeie goed begin raak sien. Dan gaan ons begin ook die regverdige politikus raak sien. Ons gaan en dit is net die oomblik as ons ontstel oor die skelms, dan is dit asof ons in op daai rytjie begin hardloop. Maar kyk wat doen die skelms. Kyk hoe kom hulle reg en ons moet so af en toe vir mekaar sê, maar dis nou time out. Ons het nou genoeg van hierdie gehoor. Kom ons draai net ons fokus weer na wat die Here is en wie hy is en hoe goed hy vir ons is. Ja, want dit is so relevant. Ek dink baie keer as ons kyk wat aangaan in die wêreld, dan word ons word angstig, en dan probeer ons plannetjies maak. Ons ek gaan dit doen dat ek okay sal wees en ons eintlik net besig met vrees en vers 7 het my nogals tussen die oë geslaan. Wat sê wees stil voor die Here en krimp in een van vrees voor hom. Dit wonder ek net wanneer laas was ek so bang vir die Here gewees en ek bedoel nie bang op 'n slegte manier nie, maar was ek so bang vir die Here gewees soos wat ek oor my toekoms is in Suid-Afrika byvoorbeeld of wat ek is oor die ekonomie of so iets. Pas ons daai wêreldoorlog. Ja, pas ons daai selfde tipe vrees toe in ons sag vir die Here en ek dink die bevrydende ding is wanneer ons in vrees vir die Here leef, is dit nie dis 'n vrees wat nie maak dat ek na binne toe draai nie, dis 'n vrees wat maak dat ek vry is en na buite toe gaan. Dis 'n vrees wat eintlik vir my vryheid gee, want ek het ontsag vir die Here. Ek weet ek kan veilig wees by hom en dan kan ek my lewe in oorvloed leef. En jy besef ook die goed waaroor jy bekommerd is, die goed wat jou laat omdraai in die nag, is goed wat jy eintlik niks aan kan doen nie. Die goed waar jy iets aan kan doen is om vir die Here lief te wees en om hom lof te bring. En dan sê die Psalm oor en oor, hy sal vir ons sorg. En hy sal vir ons uitkoms gee. Hy is aan die kant van die regverdige. Al voel dit nie altyd vir ons so nie, maar dis omdat ons wil ingryp en die planne wil maak. En terwyl ek gelees het oor hierdie Psalm, het een van die ouens gesê, van die heel begin af is lyk dit altyd of dit gaan beter gaan en is die onregverdige teen die regverdige. Dit begin by Kain en Abel. En Kain word nie aanvaar deur God nie vir watter rede ook al. En dan gaan hy slaan vir Abel dood. En dan lyk dit vir ons maar hier is dit nou die einde want hier word die goeie nou uitgewis. En daai goed en kwaad wat die hele tyd teen mekaar beklei speel vandag nog uit. En dit voel altyd vir ons of Abel aan die kortste kant aan die kortste stokkie getrek het, maar ons moet iewers te besef maar die Here is groter as dit. Ja, Matteus 6 soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan sal die Here alles wat jy nodig het vir jou gee. En ek dink dis moeilik want dit beteken nie ek gaan 'n Mercedes ry en dit gaan in die mooiste huis bly nie, maar
die Here sê hy sal vir ons voorsien dit wat ons nodig het om sy werk te doen. En ja, dit gee my baie vrede om te weet as ek besig is met die dinge van die Here, dan gaan my lewe uitwerk soos wat dit moet uitwerk, ten spyte van die uitdagings, ten spyte van die moeilike dele van die lewe, maar nog steeds gaan dit, as ek besig met die Here se goed dan. Vers 23 sê, die Here bepaal die koers van die mens, met wie sy pad hy tevrede is en hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. As mens net gaan kyk na Paulus se lewe. Ek meen, Paulus sê om te lewe is my Christus, om te sterwe is my wins. Dis nadat hy geslaan is, skipbreek gelei is, klippe doodgegooi is en vir dood agtergelaat is. Sê Paulus, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor wie ek in God is. Maar ek sê dit, maar dit is definitief nie 'n maklike manier van lewe nie, want die wêreld is heeltyd besig om ons te sê, maar jy het nie hierdie nie, jy is nie genoeg nie, as jy net nog hierdie kry, of as jy net aan die kant van hierdie ou is, dan gaan dit met jou beter gaan. En dit is, en ek dink, die media feed op hierdie, om skeiding te bring, om kwaad te bring tussen mense. As jy die helfte van die goed nie hoor nie, is jy nie kwaad vir mense nie. Maar dit blaas net die hele tyd aan. Ek het alweer gekyk oor, dit was gister die 6de April, en dit was wanneer Jan van Riebeeck in die Kaap aangekom het. Nou is daar so 'n paar media goeders, en hoe die ouens, party ouens sê, dis die beste ding ooit, ander ouens sê, dis waar die moeilikheid begin het, en so begin, en net daai een boodskap skeer mense in twee. So, as ek dit nie gelees het nie, het dit by my verbygegaan. 6 April, Jan van Riebeeck, nou gaan ek aan met my lewe. Maar ewe skielik voel dit vir my, ek moet 'n keuse maak. Is ek nou vir Jan van Riebeeck of teen Jan van Riebeeck? Aan wie se kant is ek nou? Want die media dryf jou om daai kant te maak, behalwe om te sê, dit is wat dit is. Hy het hier aangekom, hier is ek nou, en nou moet ek 'n plan maak, nou moet ons met mekaar saamleef. Maar hierdie, om te fokus op die slegte, op die wat ook al, dis wat teen hierdie Psalm ons waarsku. En ek dink daar die hoop van, baie keer voel dit vir my, Christene, hulle compromise, ons sê, maar kyk, ek het probeer om te doen wat goed is, en dit het nie gewerk nie. So nou moet ek maar, soos wat die res is, nou moet ek maar vuil speel. En hierdie Psalm sê, hou aan, die Here is in beheer van die goed, en ons moet op hom fokus, en aanhou, selfs al is niemand anders te goed nie, moet ons bes te probeer. Een van die ouens sê oor hierdie Psalm, dan sê hy, in die Ou Testament het God se mense ontvang grond, Israel, die grond. In die Nuwe Testament word daar nooit grond aan ons beloof nie. Die Nuwe Testament se verbond is spiritueel. En ons moet besef, daar het 'n skuif gekom. En dit gaan nie oor grond nie, in Suid-Afrika is grond ons nou baie groot issue, maar dit gaan oor besittings, oor om te hê, om te besit, om jou penne uit te kap en te sê, hierdie is myne, waar die Nuwe Testament sê, maar julle het die ewige lewe ontvang. Daar's 'n spirituele verbond tussen ons en Christus. En dit lyk anderste. En daarom lyk voorspoed in die Nuwe Testament anderste as wat voorspoed in die Ou Testament lyk. Want voorspoed in die Ou Testament is, Israel kry sy grond terug. Maar die nuwe Israel van die Nuwe Testament het nie grond nie. En ons nooit grond aan hulle beloof nie. Al wat aan hulle beloof is 'n nuwe Jerusalem, 'n spirituele. En ek dink partymal vir ons Christene is dit nogal 'n harde woord om te hoor. Want ons almal wil grond hê. Goed hê, staf hê. Maar daai uitsien na die nuwe Jerusalem wat eendag kom. En die nou praat, wat my opgeval het, is die ding van, ons is gelowiges van Jesus se tyd af tot nou toe word in die wêreld ingestuur as mense wat vir ander mense moet wys, hoor jy, daar's meer as net die fisiese, daar's meer as net ons plek is in die hemel, en so word ons ingestuur, en dis my baie mooi. En ek dink, hiermee sluit ek af, Psalm 37 sê nie, leef net om by die hemel uit te kom nie. Wees hier, doen goed, want dis ook wat hy sê, as jy begin hier te sê, vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk
rustig voort. Ja. So dis die tafel wat gedek word. Doen goed, woon, werk rustig, vertrou op die Here, doen wat goed is, doen wat jy moet doen en die Here sal dit op 'n punt beloon. Dit beteken nie onttrek jou, gaan woon in 'n klooster of iewers in 'n woestyn en sluit jou af en wag net vir die hemel. Nee, dis nooit wat die Here sê nie. Nee. Maar daar moenie dat jy so vasgedraai word in die wêreld se goed dat jy begin afgunstig raak op dit wat ander mense het nie. Veral nie dit wat die slegte mense het nie. Ja, dis baie belangrik. Baie keer as Christene ons of ek sien baie keer dat mense, hulle is amper hulle is glad nie in touch met die realiteit van die lewe nie. Nee. Hulle is net besig met geestelike dinge. En dan Ja, en dan beteken jy vir niemand niks. ja. Ja, dit beteken eintlik net vir jouself, want jy beteken ook nie vir die Here iets nie, want die Here het gesê gaan uit en gaan maak 'n verskil. Ja. So jy is eintlik net op jouself gefokus. Dis nooit God se opdrag gewees nie. Ja. Baie dankie vir die saamkuier. Sal jy vir ons afsluit? Dis reg. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat U vir ons die psalms gee, Here, waar daar soveel emosie in is, waar mense hulle harte voor U kom uitstort. Here, help ons om in ons vrees, in ons vrae, in ons onsekerhede, Here, om regtig dit alles na U toe te bring. Here, dankie dat U vir ons sê dat ons hoop lê nie in hierdie wêreld nie, ons hoop lê in U. Here, help ons om daardie hoop, nommer 1 om dit te glo. Here, mag ons U vrees, mag ons in onsag vir U lewe. En Here, om dan nie net daai hoop vir onsself te hou nie, maar help ons om dit uit te vat na ander mense toe, om vir ander mense te wys, daar is nog steeds hoop in hierdie wêreld, want die Here is hierso. So Here, dankie vir alles wat U vir ons doen. Here, ek bid vir hierdie week wat voor lê, Here, mag U ons help om op U te fokus. Ons bid dit in U naam.